Ek groet u elkeen vanmiddag vanuit die heerlike koue Johannesburg die afgelope tyd gesien. Ons het die aangename voorreg dat ons die tweede koudste plek in die land was. En dis in hierdie heerlike omstandighede wat ek na u toe kan kom met hierdie wonderlike warm waarheid en wat vir my so belewenis geword het in my eie hart, dat ek dit graag met u wil deel. En dis die wonder van die koms van die Heilige Gees. Want ek dink terug aan die Here Jesus, wat daar in die evangelie van Johannes, as ek oor hierdie waarheid praat wat ek vandag met u wil deel, dink ek aan daardie evangelie, waar Jesus seker meer as in enige van die ander evangelies gepraat het oor die Heilige Gees, en veral daar vanaf hoofstuk 14 tot 16. En dit is so welbekende gedeelte, waar hy die disippels bemoedig, en vir hulle sê, laat julle harte nie ontsteld word nie, glo in God en glo ook in my, want in die huis van my Vader is daar baie wonings. Ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan het, sal ek weer kom. En dan 'n rukkie later, dan noem hy iets wat vir my nogal aan die ding gesit het. Hy sê, en julle sal nie sterf, sê vir die disippels, voordat ek gekom het en hierdie dinge gebeur het nie. En ek het gewonder, nou, hoe is dit nou moontlik, dat die disippels nog so kon geleef het tot Jesus gekom het, hy dan nou nog nie gekom nie. Ons het hom nog nie fisies gesien nie, ons wag maar op die wederkoms. En ek het begin bietjie rondkyk, en ek het tot die besef gekom, maar praat die Here dalk nie hier oor 'n geestelike koms van die Heilige Gees ook nie, wat ook gaan plaasvind nie. En dit is vir my so wonderbaarlik om dit te kan weet. En dit het vir my 'n lewende werklikheid in my hart geword, dat ons hier ook met 'n fisiese koms van die Here Jesus Christus deur die Heilige Gees te maak het. En dan in Johannes 14 sê dan later, ek en die Vader sal in julle kom woonplek maak. En dit is vir my so wonderlik, dat ek weet, hy is binne my, en daar is ander skrifte in die Bybel. Paulus skryf dat deur die Heilige Gees is Christus die lewende hoop binne in ons. En 1 Johannes skryf Johannes ook in 1 Johannes hierdie pragtige waarheid oor die Heilige Gees wat binne in ons is. En daar wil ek vandag vir u sê, dit maak dit my so opgewonde, dat ek vandag vir u kan sê, ons het 'n geestelike koms van die Here beleef deur die koms van die Heilige Gees. En in die van u wat al u lewe vir die Here gegee het hy sy koms, sy geestelike koms laat plaasvind, en het Jesus op 'n geestelike wyse deur die Heilige Gees in u kom woon. Ek dink terug aan jare gelede, ons dekaan van ons teologiese fakulteit, ons prinsipaal wat gesê het in Duitsland, het godsgeleerde en professore wat vir hulle daai tyd opleiding gegee het gesê, nee, die feit dat Jesus opgestaan het en mense dit glo, is 'n illusie. Dis delusies, dis hallusinasies, daar is nie so iets nie. En die Here het vir Pastor Cronje antwoord gegee wat hy die volgende dag vir hulle teruggevat het. Hy sê, nee, ek weet verseker die jou leef, en dat hy leef in my deur die Heilige Gees. Die Here Jesus het ons gesê, as ek gaan in hemel toe, dan sal ek die Heilige Gees na julle toe stuur, en die trooster sal aan julle toe kom. So ek weet verseker dat die Here in my hart leef, en dat Jesus werklik opgestaan het, en dat hy leef. Maar weet jy wat 'n fantastiese waarheid leef in my hart, en wat 'n besef leef in my binneste. Die besef van die wonderbaarheid van die Heilige Gees binne in ons, daardie geestelike koms. Ek en u kan met baie meer
genot en baie minder stres en baie minder spanning en baie minder ongeloof en baie meer geloof kan ons wag op die fisiese koms van die Here Jesus eendag. Want hier binne in ons leef die Here Jesus al klaar deur sy gees. Hy het daar binnekant ingekom op 'n geestelike wyse. Reinhard Bonk het een keer in 'n winkel ingestap en die persoon wat hom gehelp het, die assistent het gesê, as jy kyk, dan sien ek Jesus binne in jou oë. Wat sê Reinhard vir hom? Ja, die Here Jesus wil partymal bietjie uitkyk, buitekant toe, wat gaan aan? So relevant is dit, dat hy binne in ons lewens is deur die Heilige Gees. En weet jy hoe wonderbaar is dit? Dink 'n bietjie daaraan, die naam van die Heilige Gees is die Parakletos. Dit beteken hy is geroep om langs jou te wees. Hy is geroep om in jou te wees. Hy is rondom jou. Hy is bokant jou. Hy is onder jou. Ons beleef sy teenwoordigheid elke dag. En dis nie vir ons nodig om te wonder, nou waar is die Here nou nie? Is hy nou weg of wat nie? En ek is so dankbaar daarvoor, dat ek nie hoef te wonder, want die Gees van die Here maak my baie patent daarop. Hier is iemand wat hier binne in my leef, en wat die narratiewe van my lewe verander, sodat die dryfvere van my lewe die Heilige Gees word, en die Here Jesus daar binnekant. En ek wonder as dit nie gebeur het nie, en dit met ons gegaan het soos met Moses, wat het toe gebeur? Terwyl Moses op die berg geklim het, en hy 40 dae weg was, wat het die volk begin doen? Begin twyfel, nee, Moses gaan nooit weer terugkom nie. Moses is seker dood. Moses is weg. Hulle gaan hom nooit weer sien nie. Al die spekulasies, al die twyfel, al die wonder, al die vrae. Weet jy wat? Wat dink jy sou gebeur het as Jesus weg was? En die Heilige Gees het nie gekom, dis nou 2000 jaar later. Hoe sou ons nie geklaat en te kere gegaan het? Verseker sou ons gesê het, ag nee, God bestaan nie, Jesus is 'n storieetjie, dis nie waar nie, daar is nie so iemand nie, dit is maar hallusinasies en illusies en delusies dat hy daar was, en dat hy nooit opgestaan het, hy is in die graf gedaal, maar weet jy wat maak die feit dat die Heilige Gees in jou lewe op 'n geestelike wyse gekom het? Hy is daar binne in jou, om jou altyd te herinner, want wat doen hy binne in ons? Onthou jy wat Jesus gesê, hy sal julle leer en julle lei, en julle herinner aan alles wat ek gesê het, en hy sal julle herinner ook aangaande die eindtyd dinge. Hy sal jou herinner aan Jesus wat gaan terugkom. Hy sal jou herinner wat die Here Jesus beloof het oor sy terugkoms. Hy sal jou leer aangaande die woorde wat die Here Jesus gesê het, dat ons kan doen soos ons Here gesê het. Maar wat doen die Gees van die Here verder? Hy is die een wat ons help om die saak van Jesus elke dag te promoveer en uit te neem na buite toe. Hy is die een wat mense oortuig dat hulle sondaars is en dat hulle die Here nodig het. Dis hy wat saam met ons is. Dis hy wat vrug in ons werk. Vrug, en een besondere vrug wat van toepassing is, het baie noodsaaklik is met betrekking tot die koms van die Here, is om te wag op die fisiese koms van die Here. En het jy besef wie werk lankmoedigheid in ons? Die Gees van die Here maak jou lankmoedig om te kan wag en nie opstandig te word, maar te kan wag, want die binne in jou leef hy en herinner jou en help jou om lankmoedig te wag en aan te wag, en dan verloop die tydperke en al dink ons hy kom en hy kom miskien nie, dan kan ons uithou, want die Gees van die Here is daar om my en jou deur te help. Kan ons lankmoedigheid hê? Onthou jy wat het Jesus gesê? Mense spot en sê, waar is die Here? Wanneer gaan hy weer terugkom? En wat gebeur? En dan skryf Petrus hierdie woorde. God bly nie maar weg nie. Hy het nie weggegaan nie, hy is lankmoedig, want hy wil hê elke mens moet tot bekering kom en moet na die Here toe kom. En weet jy wat? Jy het die lankmoedigheid van die Heilige Gees in jou, en ek en jy kan wag. Ons wag nie soos 'n klomp leuke nie, en ons wag nie soos 'n klomp weeskinders wat niemand het nie, want wat het Jesus beloof? Ek gaan julle nie as wese agterlaat nie, maar ek stuur die trooster na julle toe.
om julle te vertroos en dag te dag te versterk en by te staan, sodat jy geduldig kan wag, totdat daardie dag, dat ek weer fisies gaan verskyn. Ek en u het die koms van die Heilige Gees en die koms van Jesus op 'n geestelike wyse al klaar beleef. Ek en jy kan wag en uitkyk en kan weet dat daar kom 'n dag dat hy fisies gaan terugkom vir ons. En ek wil vir u vandag, nie meer wil ek gaan na die einde toe. Ag, daar is so baie om hieroor te sê. En dit is, wie voorsien vir ons elke dag van krag? Wie beur ons op en wie werk in jou om krag te hê en aan te gaan en jouself te stig? Is dit nie waar dat Paulus vir ons skryf, die Heilige Gees, en die van die wat gedoop is in die Heilige Gees sal weet, hy werk stigtelik in ons, want hy gee krag in ons gees, deur die dooping in die Heilige Gees, en deur daardie gawes wat hy vir ons gee. En ek en jy hoef nie pakmoedig te word, en neer te val en in mekaar te stort. Ek en jy kan met krag aangaan, deur die geestelike koms, hoe die Here Jesus in ons lewe gekom het, deur die Heilige Gees. En so kan ons aanhou en hoopvol wag, tot hy die dag fisies gaan terugkom. Ek dank die Here vandag, vir die Heilige Gees, wat in my leef. Vir die Heilige Gees, waardeur die Here Jesus in my lewe is. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vandag. Wat 'n wonderlike voorreg dat ons nie as wese agtergelaat is nie. Wat 'n wonderlike voorreg dat U ons vertroos en versterk wanneer ons dit nodig het. Wat 'n wonderlike voorreg, Here, dat ons die vrug het en dat ons lankmoedig kan wag op U, ten spyte van die tyd wat aanloop en aangaan. Wat 'n wonderlike voorreg dat dit nie vir ons te wees soos wat dit vir Moses was, en die volk wat uitgeroep het, waar is Moses, hy is weg, en hy leef nie meer, hy is seker dood. Ek en u hoef nie te roep, te sê, waar is Jesus? Is daar 'n God? Ons weet deur die Gees, U is in ons, het geestelik in ons gekom. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Help elke mens om na U toe te kom, Here, oortuig hulle van hierdie wonderlike waarheid, en ons glo, U kan vir elke mens doen, dat hy kan weet, die Here leef, en hy kom weer, om dit vir ons 'n volmaakte dag van verlossing te maak. In Jesus naam. Amen.